Matteus 19 vers 16 tot 26. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, dis nou na Jesus toe gekom en gesê, Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy? Het hy hom gevra. Jesus het gesê, dit. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jongman gesê, in watter opsig skiet ek nog tekort? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan terug en volg my. Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Toe die disippels dit hoor, het dit hulle geweldig ontstel en hulle het gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. In Matteus 19 lees ons dat 'n jong man na Jesus toe kom met 'n baie belangrike vraag, en is 'n goeie jong man wat 'n mooi lewe lei, hy onderhou die gebooie, maar hy vra vir die Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan sê Jesus vir hom, wel, as jy op grond van jou goeie dade die ewige lewe wil kry, dan moet jy al die gebooie onderhou. En die jongman vra vir hom, maar watter gebooie? Ek is so bang ek het een gemis. En Jesus sê vir hom, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies aflê nie, eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die jongman sê vir Jesus, maar dit alles doen ek al van kleins af. Maar in watter opsig skiet ek nog tekort? Want sien, hierdie man het geweet, ten spyte van die feit dat ek so goeie lewe lei, ten spyte van al die mooi dinge wat ek doen, dat ek die wet, die gebooie onderhou, weet ek in my hart, dis nie genoeg nie, weet ek het nog nie sekerheid van geloof nie. En dan kom sê Jesus vir hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop dan al jou besittings en deel dit uit aan die armes en kom terug en kom volg my, want jy sal dan 'n skat in die hemel hê. En ongelukkig het die jongman nie daarvoor kans gesien nie. Hy draai om en hy loop weg. En Jesus moes seker teleurgesteld gewees het, seker hartseer gewees het oor hierdie jongman se keuse. En hy sê vir sy disippels, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit sterker, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God in te kom. Wat beteken daardie woorde? Makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan? Ek dink nie Jesus het hierdie beeld letterlik bedoel, 'n kameel deur die oog van 'n naald waardeur mens garing ryg nie, maar in die muur van Jerusalem, in die stadsmuur, was daar 'n ingangetjie, 'n klein ingang wat snags gebruik is vir veiligheid, sodat vyande nie maklik kon inkom nie. En daardie ingang was so klein dat wanneer 'n kameel met 'n vrag daar aangekom het, hulle die vrag eers moes aflaai en dan moes die kameel op sy knieë gaan en so op sy knieë deur geskuifel en gestoot word om hom in te kry by die stadspoort. En Jesus het heel waarskynlik hierna verwys, wat hierdie ingang tot die stadspoort het bekend gestaan as die naald se oog. Wat wil Jesus daardeur sê vir sy disippels? Wat wil Jesus daardeur vir ons sê? Beteken dit ons mag nie ryk wees nie? Beteken dit ryk mense sal nie in die hemel kom nie? Nee, dit is nie wat Jesus sê nie, maar Jesus wil ons twee baie belangrike dinge leer. En die heel eerste een is, Jesus kom sê vir ons, hy wil die belangrikste, hy moet die belangrikste in ons lewe wees. Niks mag vir ons belangriker wees as hy nie. En 'n tweede ding wat Jesus ons hierdeur wil leer is, niemand kan op grond van goeie werke, op grond van wetsonderhouding gered word nie. Want sien, toe die disippels hoor dat hierdie goeie jongman wat die wet beter as hulle onderhou, nie gered gaan word as hy nie alles verkoop en alles prys gee en Jesus volg nie, toe is hulle moedeloos en hulle sê, maar wow, as dit die geval is, wie kan dan gered word? En dan sê Jesus vir hulle, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Jy sien, ons kan nie gered word op grond van ons goeie dade, op grond van ons mooi lewe nie, maar net alleen, omdat God dit vir ons moontlik maak, deur Jesus Christus se kruisdood, deur Jesus wat ons sonde op hom geneem het, deur Jesus wat die dood oorwin het. Daarom
kan ons die ewige lewe hê. Daarom het ons die ewige lewe as ons hom volg. Maar ons moet hom nommer 1 in ons lewe maak. Kom ons gee ons lewe vir hom. Kom ons sê en ons bely, Here, vergewe my waar ek ander dinge, ander prioriteite het, wat baie keer belangriker raak as U in my lewe. Here, ek skuif dit een kant toe, ek kom gee dit vir U, en ek wil U die nommer 1 maak in my lewe. U moet die belangrikste in my lewe wees. Amen.